Staan op. In Genesis 13 vers 17 sê Abba Vader vir Abraham, staan op, wandel deur die land in sy lengte en in sy breedte, want aan jou sal ek dit gee. Nou Abba Vader het sy woord oorspronklik vir ons gegee in Hebreëus. En een van die redes is, omdat die taal so taalryk is en prentjies teken, om te verduidelik. Die Hebreëse woord vir staan op is die woordjie kom. En dis nie net 'n woord nie, dit is prentjietaal. En elke Hebreëse letter dra 'n betekenis. En saam onthul dit 'n baie dieper boodskap van Abba Vader se uitnodiging ook aan jou. Die woord kom bestaan uit 3 Hebreëse letters. En elke letter het 'n spesiale betekenis. Die eerste letter is Kof. Die oorspronklike prentjie van Kof is 'n sonsopkoms. En dit wys hoe die son opkom en alles in sy teenwoordigheid verander. Dit simboliseer die begin van iets nuuts, 'n opstaan uit 'n vorige toestand. Die tweede letter is die letter Wav. Wav se oorspronklike prentjie is 'n spyker of 'n tentpen wat die dinge saambind en vasmaak, soos die tent by die tabernakel. En dit dui op iets wat gevestig of bevestig word. Dan die derde letter van kom is die letter Mem. Mem se oorspronklike prentjie is water en water is die bron van lewe. So water simboliseer lewe, oorvloed en suiwering en reiniging. En dit kan ook die chaos en die beweging van die lewe voorstel. So wil jy weet wat dit eintlik beteken om op te staan en te beweeg in Abba Vader se beloftes? As mens die 3 letters van kom saamvoeg, skilder Abba Vader 'n heldere prentjie vir ons. Abba Vader roep jou om op te staan uit die verlede, uit 'n vorige toestand. Hy wil jou oprig en vestig in hom, die God van verbond, sodat jy 'n aksie saam met hom kan beweeg, presies soos sy lewende woord jou lei. Sy woord sal 'n lamp op jou voet wees en die lig op jou pad, wat jou wys waarheen om te gaan. Met ander woorde, staan op beteken, dit is tyd om opgerig te word. Jou te verbind aan Abba Vader se wil en gehoorsaam te beweeg soos hy jou roep. As jy sal opstaan, sal jy sy leiding hoor. Agter jou wat vir jou sê, gaan links, gaan regs. In die roeping wat hy reeds vir jou bestem het, voor die grondlegging van aarde. Toe Abba Vader vir Abraham sê kom, het hy nie net gesê staan fisies op nie. Hy het vir hom gesê, Abraham, word opgerig in jou identiteit. Verlaat jou ou posisie en beweeg in aksie. Neem jou plek in as erfgenaam van my beloftes. Wandel in dit as 'n profetiese teken van jou eienskap. Dit was 'n oproep tot aksie en gehoorsaamheid. Abraham het die belofte reeds ontvang, maar nou moes hy reageer in aksie. Staan op beteken, moenie passief bly nie. Moenie net luister nie, maar beweeg in aksie en geloof. Jy sien, Abraham was nie meer net 'n rondswerwende herde nie. Hy was 'n erfgenaam van Abba Vader se belofte en deur die land het hy gewandel. En soos wat hy deur die land gewandel het, het hy simbolies besit geneem van wat Abba Vader beloof het. Hy het grondgebied gewen vir Abba Vader. En deur fisies deur die land te wandel, het hy getoon dat hy glo in Abba Vader se woord, selfs al sien hy die volle vervulling nog nie. Net soos Abraham, roep Abba Vader jou ook vandag om nie net passief te glo nie, maar om op te staan. Gevestig te word in sy woord en doelgerig te wandel in gehoorsaamheid. Dit is nie net fisiese beweging nie, dit is 'n geestelike opstanding tot aksie, 'n oproep om wakker te word vir wie hy ons geskep het om te wees. Staan op beteken om uit geestelike gemaksone op te staan. Dit is 'n uitnodiging om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar doeners. Om weg te beweeg van passiwiteit, vrees en uitstel en te sê, Here, ek sal gaan. Wandel beteken om elke dag in geloof te leef. Dit gaan oor 'n lewenstyl van gehoorsaamheid. 'n Stap vir stap, dag vir dag in verbond saam met die lewende God. Soms sien ons nie die volle prentjie nie, maar ons vertrou dat Vader se beloftes vas staan. Jy word geroep om geestelik grond in besit te gaan neem. Net soos Abraham die land moes deurwandel, word jy geroep om die beloftes van Abba Vader vir jou lewe te omarm, oor heiligheid, oor gehoorsaamheid, identiteit,
roeping en oorwinning. So prakties, staan op uit twyfel en begin hom vertrou. Staan op uit sonde en wandel in gehoorsaamheid. Staan op uit vrees en leef in die waarheid van sy woord. Staan op en neem jou plek in as 'n kind van God. Net soos vir Abraham sê Abba Vader vandag nog, moenie net sit nie en wag nie. Nee, staan op, wandel saam met my, leef wat ek vir jou gespreek het. Dit is nie net 'n opdrag nie. Dit is 'n uitnodiging tot 'n lewe van geloof, 'n lewe van verhouding en aktiewe gehoorsaamheid aan Abba Vader. So staan op, wandel saam met hom, wees wie hy jou geskep het, wie jy moet wees. Want hy het nog altyd hierdie droom vir jou gehad, om saam met hom in intimiteit te wandel. Daarom, staan op.